Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te mag wees. Dankie dat U ons so lief het, dat U ons koning is, en dat ons U kan loof en prys, en dat ons regtig in die teenwoordigheid kan leef, en kan weet, die God van die heelal is by ons. U leef saam met ons, U is saam met ons, U is deel van ons, U is ons alles. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons nie hierdie lewe wat soms regtig moeilik is, sonder U hoef aan te pak nie. Dat ons altyd kan weet, dat U by ons is, Here. En vanoggend het U 'n woord om aan ons te gee. Vanoggend kom ons en ons vra, Here, open dit, maak ons harte oop, en laat ons toe, help ons om toe te laat, dat U ons lewe kom verander. Dat ons sal hoor, en dat ons gawes sal uitleef. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. So ons is nou besig met die gawes van Romeine 12, so ons het ons gesê, hierdie kwartaal gaan oor as ons om uit te reik in liefde. Nou hoe reik ons uit in liefde? Ons doen dit deur ons self as lewende heilige offers aan God te gee. Te sê, Here, hier is ek. Ek weet nie altyd wat om te doen nie, maar gebruik my. Ek is bereid. En dan gaan Paulus bietjie verder in Romeine 12 en dan noem hy sekere gawes op. En ons fokus so bietjie op die gawes hierdie kwartaal. So vandag is ons by die gawe van bemoediging. En 'n baie mooi verhaal en 'n voorbeeld van hierdie gawe is dan die verhaal van Barnabas. So ons lees die eerste keer van Barnabas, ons leer sy naam ken. Sy naam beteken bemoediger. So dit lees ons in Handelinge 4. Handelinge 4 vers 36 tot 37. Jy kan die teks opsit. As hy. Josef 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat. Het ook op grond van wat hy gehad het. Hy het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. So amazing, hy het 'n naam Josef gehad, maar die mense wat hom leer ken het hom vir hom 'n bynaam gegee basies en sy naam Barnabas gegee, wat beteken om mense moed in te praat. So sy wese, wat hy gedoen het en wie hy was om mense moed in te praat. Hy het, as jy gewonder het, as jy moedeloos was, het jy geweet, Barnabas sal jou kan help, sal vir jou weer moed gee, sal vir jou weer help met hoop. En dit is nogal so 'n amazing gawe om te hê, nee? Om te weet, maar daar's iemand wat my gaan help. Daar's mense wat my kan help. Mense wat moedeloos is, kan hoop gegee word. En ons het mekaar nodig vir dit, nee? Ons moet mekaar kan hoop inpraat, want ons lewe in 'n verskriklike stikkende wêreld. En ons lees ook dat Barnabas all in was, nee? Hy het alles gegee. Hy het letterlik alles wat hy gehad het, gaan verkoop en die geld vir die kerk gegee. So, die mense het geweet, hulle kan hierdie persoon vertrou. Hy het sy hele lewe, as toe hy die Here ontmoet het, en wat met baie mense gebeur het in Handelinge self, toe die kerk eers begin het, is dit letterlik alles verkoop, en hulle het alles vir die kerk gegee, en hulle het alles saam gedoen, letterlik alles saam gedoen. En dit is nogal so 'n groot ding, nee, want ek weet nie of ons dit altyd sal kan doen nie, nee. Maar in daardie tyd het hulle dit so gedoen. So hy het alles ingesit. Hy het gesê, ek is hier. Hy word deel van hierdie geloofgemeenskap ten volle. En hy ontvang hierdie bynaam, of hierdie naam,
wat sê, hy is die een wat mense hoop bring, wat vir mense moed inpraat. As jy moedeloos is, die Here is by jou. En dan ontmoet ons hom so 'n bietjie later weer in Handelinge, maar intussen is een van hulle gelowiges baie sleg vermoor, tereggestel, omdat hy geglo het. Ons lees van Stefanus, vir wie hulle so geweldig lief was, wat gestenig word, met klippe doodgegooi, omdat hy vasgeglo het in Jesus Christus. En daar het dit begin, dat mense begin sê het, dat die bloed van die martelare was die saad van die kerk. Dis nogal 'n moeilike ding, né? Die bloed van die martelare was die saad van die kerk. Want wat het gebeur? Hierdie ou is doodgemaak en die mense, gelowiges, het gevlug. Hulle het gevlug vir hulle lewens. Hulle lewe was in gevaar. So hulle het uitgegaan in die wêreld en oralheen versprei. En so ver as wat hulle gegaan het, so ver as wat hulle gevlug het, het hulle hierdie lewe wat hulle gekry het, hierdie nuut word, hierdie geskenk wat hulle van God gekry het hulle gaan leef en hulle dit gaan vertel. So God se boodskap het nie net gebly daar waar dit begin het nie. Omdat hulle gevlug het vir hulle lewe, het dit oral in die wêreld versprei. Die bloed van die martelare was die saad van die kerk. Maar mens moet nou mooi hoor, hulle het nie hulle geloof verloor nie. Hulle het wel gevlug, maar hulle het nie hulle geloof verloor nie. So die geskenk wat die Here vir hulle kom gee het, was nie weg nie. Hulle het aanhou glo, hulle het aanhou God vasgehou aan God ten spyte van die feit dat hulle lewe in gevaar was. Hulle het net ander plekke toe gegaan. So hulle versprei die evangelie. So mense vlug. En die een wat Stefanus gestenig het, wat die oorsaak was van hierdie vlug van hulle lewens, Saulus, dink, ek gaan hierdie ding stopsit. Moenie dink, julle gaan nou verder gaan as wat ek toelaat nie. Ek gaan dit stopsit, en ek gaan hierdie vuurtjie blus voordat dit veldbrand word. En Saulus is op pad Damaskus toe, om te seker te maak, dat almal wat gesê het, hulle is Christene doodgemaak word, is op pad na Damaskus toe. En dan ontmoet Saulus, die Here. Hy ontmoet vir Jesus self. Hy sien die lig, en hy besef wat hy gedoen het. En sy lewe verander heeltemal. So amazing, so groot storie. En hy begin preek, en hy begin hierdie evangelie, wat hy eers probeer stopsit het, verkondig. Maar die probleem is, hy het 'n reputasie. Nee, julle moet nou weet, die mens wat die vervolging begin het, sê nou, hy wil die verkondiging doen. Dit word nie so goed ontvang nie, om die minste te sê, nee, mense is bang vir hom, mense wil nie, hulle moet naby hom kom nie, hulle wil nie naby hom kom nie, want hy maak hulle dood. Hy is bekend daarvoor, dat hy Christene doodmaak, mense wat tot bekering gekom het, doodmaak, dat hy hulle vervolg, en dat hulle wreed seer maak. Dit is moeilik, so hoekom word hy deel van hierdie geloofsgemeenskap? Want mense gaan hom nie net, jy's nou hier nie. Nee, hulle gaan hom nie net inneem nie. En dan kom Barnabas, en dan lees ons weer van Barnabas in Handelinge 9, vers 26. Saulus het na Jerusalem toe gegaan, en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Sê hy net, hy's 'n volgelinge om tussen ons te kom kyk, wat hier aangaan, en dan ons later, dat dit ons in die voet gaan skiet, of het hy regtig tot bekering gekom, nee?
Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van die Here Jesus gepreek het. So Barnabas, wat bekend is daarvoor om all in te wees met hierdie gemeente, Barnabas bekend is daarvoor om mense te bemoedig, hoop in te praat en te sê, ons kan hierdie doen. Vat hom aan sy hand en hy sê kom. En dit is so belangrik, nee, want niemand sou hom aanvaar het as Barnabas nie bereid was om dit te doen nie. Omdat Barnabas vertroue gehad het dat hy regtig tot bekering gekom het gelowiges hom ook begin vertrou. En het Paulus hierdie verskriklike groot impak gehad op die kerk van die Here. Nou die helfte van die Nuwe Testament omtrent geskryf, né? Hy het 'n groot verskil gemaak. God het hom regtig geroep, maar Barnabas was belangrik in hierdie storie. Want as Barnabas nie sy hand gevat het en gesê, maar kom ons gee hierdie oue kans nie, het dit nooit gebeur nie, want dan die gelowiges hom nie ingeneem nie. Dan was Saulus op sy eie, Paulus op sy eie. En dit is ongelooflik hoe die Here soms vir ons gebruik om net vir ander mense net 'n gap te gee. Om te sê, maar kom ons gee net hierdie mense kans. Ek weet hy het 'n reputasie gehad, maar eintlik het ons almal so 'n bietjie van 'n reputasie, né? Ons almal kom iewers vandaan. Ons almal het 'n verlede, ons almal het ons lewe verander. Jesus het ons almal se lewe kom verander, né? Ons almal is vol sonde. Ons almal het al droog gemaak in ons lewe. Ons almal het 'n gap nodig. Ons almal het nodig dat iemand net moet sê, maar kom ons gee 'n kans. Kom ons probeer hierdie ding. En dan lees ons verder van hom in Handelinge 11. Ek kan die teks opsit. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan haal, te gaan soek. Toe hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Hy het mense bemoedig, hy het mense wat niks meer hoop gehad het nie, hoop gegee. Hy het vasgehou in sy geloof en mense aangemoedig om nie moed te verloor nie. En ons het sulke mense nodig in ons lewe. Ons het daai gawe baie dringend nodig, né? Want ons lewe in 'n verskriklike stikkende wêreld. Daar is min hoop. Daar's min hoop, want as ons die koerante oopmaak en ons sien die nuus raak, dan is daar min hoop. Daar's soveel chaos, daar's soveel seer, daar's soveel dinge wat mense net doen wat regtig nie goed is nie. En dan sak jou moed in jou skoene en dan dink jy, as hierdie mense hierdie goed doen, hoe gaan ons aan die ander kant uitkom? Hoe gaan ons dit regkry om op 'n punt te kom waar alles oukei kan wees? Hoe? Ons raak moedeloos. En dan het ons mense nodig wat ons net weer terugroep en sê, maar God is nog steeds in beheer. God weet wat hy doen. Ek weet jy is bekommerd. Ek weet dis chaos. Ek weet ander mense maak verskriklike keuses. Maar God is groter en sterker as dit. God sê, maak nie saak wat met jou in jou lewe gebeur het nie. Net soos hierdie gelowiges, hulle het gevlug vir hulle lewens was so in gevaar. Hulle het geweet, as iemand hulle vang, gaan hulle doodgemaak word. En dit gaan moeilik wees en dit gaan seer wees, want ek weet nie of julle kan imagine om met klippe dood te gooi te word nie. Dit moet verskriklik seer wees. Dit moet verskriklike torture wees.
Maar hulle het vasgehou in hulle geloof, want hulle het geweet, net so Stefanus, wat sy lewe verloor het, geweet het, maar niks kan my wegvat van die God van die heelal nie, niks nie, nie eers die dood nie, nie die grootste marteling waardeur ek kan gaan nie, niks kan my wegvat van God af nie, sy liefde bly vas, en ons is gewortel in hom, ons dien 'n groot God, hou moed, en miskien is dit deel van ons, nie miskien nie, dit is deel van ons roeping, om in liefde uit te reik, ons moet vir mense hoop gee, ons moet vir mense wys, daar is 'n lewende God, ten spyte van die chaos van die wêreld, ten spyte van alles wat gebeur, ten spyte van die moedeloosheid, en die ek weet nie wat nou meer nie, en ag nee, nog iets, Here, God is in beheer. So kom ons praat mekaar moed in. Kom ons wees hoop in 'n donker wêreld. Want die wêreld is donker en ons almal is bewus daarvan. So hoe reik ons uit in liefde in ons omgewing? Ons ondersteun. Ons bemoedig. Ons is daar. Ons daag op wanneer niemand anders bereid is om op te daag nie. Ons gee vir mense gaps. Dit hoef nie major te wees nie. Dit is net, kom ons probeer net. Kom ons gee iemand die benefit of the doubt. Kom ons wees eerlik met hulle. Maar kom ons gee hulle die benefit of the doubt. Gee mense gaps. Kom ons wees liefde. En net miskien kan mense iets ervaar van wat jy ervaar. Die liefde wat alles verstand te bowe gaan. Waar begin hierdie liefde? Hierdie liefde begin by God, by Jesus. En ons gaan vandag dit vier ook. Ons gaan onsself herinner daaraan vandag dat Jesus 'n lewende God is en dat die bemoediging, die hoop wat ons kan gee vir mense begin by Jesus. Want hy het binne in 'n donker wêreld sy lewe gegee en gesê, maar ek is bereid om te betaal vir al daai nonsens wat jy aanvang. Ek is bereid om my bloed, wat perfek is, te giet vir jou, sodat jy kan vry wees, sodat jy kan leef in die hoop wat daar is, wat 'n werklikheid is. So ek wil gou hoor oor die kinders. Wat dink julle is, as ons nou nagmaal vier, en ons vier fees, hoekom vier ons